Mense, goeiemôre, shalom, groete van my kant, Frik Weideman, en welkom by my laaste bakkie boodskap vir 2025. Jogg mense, ek kan nie glo die jaar is verby nie. Dit was vir my soos om 'n seentjie. En toe is die jaar verby. Hier is ons aan die einde van 2025, laaste bakkie boodskap. Sjoe, ek wil net eerstens vir Abba kom sê, Abba, dankie. Dankie vir u woord. Dankie vir die inspraak van u ruach met elke bakkie boodskap. Dankie dat u ons beskerm het. Dankie dat u ons bewaak en bewaar het teen die pes, die onheil, die dood, die siekte. Hier is ons aan die einde van hierdie jaar. Abba, hier is ons. Dankie dat u ons gelei het met arensvlerke om weer vandag by mekaar te kan uitkom en dankie vir jou wat deel was van ons lewe. Jy wat elke maandagmôre ingeskakel is, wat nie geïrriteerd geraak het met my ou stemmetjie nie. Man, ek eer Abba. Dankie vir julle gebede, julle ondersteunings. Dankie vir die thumbs up. Dankie vir die boodskappe. Baie keer dankie vir die dispute en die debatte wat ons gehad het vanweë die bakkie boodskappe. En hier is ons aan die einde van hierdie jaar. Daar's 'n opgewondenheid in my binneste vir volgende jaar. Nou uiteraard begin ons jaar eers oor die periode van Pesach, nee, dis wanneer ons jaar begin, maar terwille van die wêreldkalender is dit my laaste bakkie boodskap. En ek wil net kom dankie sê. Eerstens aan Jahweh, die Almagtige, die Heilige van Israel, wat ons beskerm het. En hier is ons. Ons kyk mekaar in die oë en ek vertrou dit gaan goed met jou en ek vertrou dat jy 'n goeie jaar gehad. Dankie. Dankie vir jou liefde. Dankie vir julle barmhartigheid. Dankie dat julle deel was van ons lewens. En ek wil vandag my bakkie boodskap afsluit met 'n keuse wat jy gaan moet uitoefen vir 2026. Ek wil met my laaste bakkie boodskap wil ek met jou praat oor twee fondamente. Twee fondasies wat hierdie jaar vir ons voorlê. En jy gaan moet 'n keuse maak, jy gaan moet 'n besluit neem. Jy kan nie langer 'n draadsitter wees nie, jy gaan moet besluit. Kyk, met bakkie boodskappe praat ons mos maar reguit. Ons praat mos maar ons hart ongefilterd nie. Jy gaan moet besluit of jy bou jou huis, jou tempel, jou tabernakel of op sand of op die rots. Jy gaan moet besluit in die jaar wat voorlê die twee fondamente en wat een is vir die belangrikste. Gaan dit wees gehoorsaamheid of gaan dit wees ongehoorsaamheid? Jy gaan moet 'n keuse maak tussen twee wêrelde. 'n Wêreld van geregtigheid, om te wandel in Vader se weë, om gehoorsaam te wees, om te shama, om te luister en te doen aan sy gebooie, sy instruksies, sy verordeninge en sy afsprake. Of jy gaan 'n keuse moet maak in ongeregtigheid, wetteloosheid. Jy kan daarin wandel, want as jy daarin wandel, moet jy weet dat jou fondasie vir 2026 gaan wees op sand. En dan is daar twee soorte mense wat vir ons gaan voorlê in 2026. Dis die verstandiges en dan is dit die dwaase. Die verstandige bou 'n huis op die rots, leef in geregtigheid, wandel in gehoorsaamheid. Dis 'n persoon wat verstandig is. Die dwaase uiteraard bou sy huis op die sand. Hy dink hy bou reg. Die dwaase is die een wat wandel in ongeregtigheid en in ongehoorsaamheid. En dit word bestempel as 'n dwaas. Kom ek lees dit vir jou. Matteus hoofstuk 7 vers 24. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, nie net luister nie, maar om dit te doen, hom sal ek vergelyk. Wie praat hier? Meester Yeshua. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Dis die verstandige man. Dis iemand wat luister na die woord. Dis iemand wat shama om te doen wat die woord sê. Jakobus 1:22. Die tweede persoon is die dwaas. Hy is die dwaas, Matteus 7 vers 26. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Twee fondasies wat vir ons voorlê. Of rots, of sand. Of verstandig, of dwaas. Gehoorsaam, ongehoorsaam. Geregtigheid of ongeregtigheid. Jy gaan moet kies.
En my gebed vir jou is, dat jy die regte keuse sal maak. As jy die regte keuse maak en jy bou op die rots, dan beteken dit jy's op die nou pad. As jy die breë pad wil hê, om te wandel soos jy smaak, om dit te doen wat jy wil doen, daar's nie reëls nie, jy kan maak en doen net wat jy wil, dis die breë weg. Om Vader te dien in gees en waarheid beteken, ek moet die protokol volg. Ek moet dit doen wat vir hom belangrik is. Ek kan nie my eie geregtigheid gaan skep en dink dis reg in sy oë nie. Nee, ek moet wandel in sy weë, in sy geregtigheid. Dit laat my dink aan Elia wat voor die Baal-profete gestaan het en hy sê vir hulle, wat hink julle op twee gedagtes? As Jahwe die almagtige Elohim is, dien hom. As Baal julle God is, gaan dien hom. Gaan dien hom. Maar moenie 'n draadsitter wees, jy gaan 'n keuse moet maak, of die rots, of die sand. Ek gaan my keuse maak, ek in my huis, ons het besluit, ons gaan Jahwe die almagtige dien, in gees en in waarheid, en ek eer en respekteer hom vir Yeshua, die gesalfde, die Messias, wat sy lewe vir ons kom aflê het. As Elohim in die vlees, uit sy lewe kom aflê vir my en vir jou, het ons kom terugkoop uit die vloek van sonde, sodat ek en jy die gawe het van die ewige lewe. Of jy op die rots gebou is, en of jy op die sand gebou is, die storms in 2026 gaan meer wees as in 25. En dan moet jou huisie kan staan. Jy moet geanker wees in sy woord, geanker wees in sy roeg, sy Heilige Gees, op die rots, gehoorsaamheid, geregtigheid, verstandig. Ek en jy moet 'n keuse maak om in geregtigheid te wandel. En wanneer ons daarin wandel, kan die winde van verandering maar kom. My huis sal bly staan. Die storms kan kom. Die eindtyd gebeure gaan al hoe meer prominent na vore kom in 2026. Maar ek en jy sal staan. Geen nie om wat die wêreld gaan doen nie. Ek en jy word beskerm deur die ewige hand van die lewende God. Die beproewinge gaan kom in 2026. Jy sluit dalk hierdie jaar af met beproewinge en stryd en tsunamies en oorlog in jou lewe. Hoe gaan volgende jaar nie lyk nie? Ek is nie 'n doemprofeet nie, maar ek wil vir jou sê, volgende jaar gaan meer feller wees as 2025. En ek en jy moet nou mekaar in die oë kyk en ons moet nou besluit, gaan ons op die sand bou of gaan ons op die rots bou? Jy staan voor 'n keuse. Wat is jou keuse? Ek het my keuse gemaak. Ek wil 'n dwaase man wees. Ek bly jy stil. Want dis wat baie mense die keuse voorgemaak. Ek wil 'n dwaase man wees. Ek wil luister vir die vyand. Ek wil luister wat hy doen. Ek gaan skinder, ek gaan kwaad praat, ek gaan ongeregtigheid doen, ek gaan dit doen wat ek worry nie is wat Vader daarvan dink nie. Ek gaan 'n dwaase man wees. Nee, 1000 mal nee. Ek gaan 'n wyse man wees. Ek gaan 'n man wees waarop die lewende God trots kan wees. Ek gaan 'n man wees wat wandel in geregtigheid, om gehoorsaam te wees in sy weë. Ek verklaar vandag, my afhanklikheid is by hom, Skepper God van die hemel en die aarde. Ek weier om soos hierdie wêreld in dwaasheid te wandel. Jy kan kies of jy 'n dwaase man wil wees, om soos die wêreld te praat, die wêreld te dink, die wêreld te reageer, en die wêreld te doen. Jy kan 'n keuse gemaak. Ek maak vandag my keuse. Ek bou my huis op die rots. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, Abba, Skepper God van die hemel en die aarde. Abba, ek dank U vanoggend vir hierdie besondere voorreg om die heilige naam te kan aanroep, hier tussen die berge, in die hart van Namakoland. Dankie vir elke bakkie boodskap, luisteraar wat vandag ingeskakel is. Abba, en ek bid dat U hulle sal seën met verstand, met wysheid, met insig, met verstand, krag, vrees vir die lewende God, dat die Gees van God op hulle vaardig sal word, om die regte keuse te maak. Abba, om hulle huis te bou op die rots, om 'n man en 'n vrou te wees van geregtigheid, gehoorsaamheid, verstandig,
Ek bid Vader dat U hulle sal toerus met wysheid, met kennis, met verstand en bekwaamheid om hulle tabernakels te gaan bou. Abba, ek seën hulle dat U teenwoordigheid met hulle sal wees in 2026. En dat U naam, U koninkryk, deur elke lewende, lopende tabernakel verheerlik sal word in 2026. Dankie. Dankie dat U ons beskerm het. Dankie dat ons weet ons is in die holte van U hand. U bewaak ons. U bewaar ons. En ek bid Vader dat U elkeen sal seën, elke bakkie boodskapkyker sal seën in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Ek wil my hande ophef. En dat U aangesig sal skyn oor elke bakkie boodskapluisteraar. En dat U met hulle geduldig sal wees. Barmhartigheid aan hulle sal openbaar. Dat U aangesig oor hulle verhef sal word. Dat U hulle genadig sal wees. En aan U hulle die vrede sal gee, Abba, wat hierdie wêreld nie kan gee nie. Net U. Ons roep U naam uit, want ons afhanklikheid is by U, Skepper God van hemel en aarde. Abba, dis my gebed vandag vir elke kyker wat ingeskakel was vir 2025 en sal wees vir 2026. Laat die heilige naam verheerlik word. Dis my gebed, dis my roepe in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit. Halleluja! Mense, baie dankie. Tot volgende jaar, dit klink so ver, maar dis om die draai. Baie dankie vir 'n pragtige jaar saam met elkeen. Frik Weideman, Shalom.